Goeiemôre almal. Vir die van julle wat enigstens gedink het ek gaan met krikke of 'n rolstoel vanoggend hier opdaag, nê. Ja, jou Voltaren setpilletjies het nie gewerk nie, vergeet dit. Margriet stuur vir my so in groot, geel, 'n goeie opvoorstel vir Voltaren setpille. Toe het ek amper waar gesê, ek druk dit eerder in jou neus op for that matter. Maar in elk geval, kyk nou hoe begin ons hierdie erediens vanoggend. Ag nee, sies man. Goeiemôre almal. Ek wil net vir julle sien, kyk, alles beweeg. Daar's niks in traksie of enigiets rondom nie, behalwe vir 'n paar lekker wat noem hulle 'n graasburn hier of daar, maar dis daarom nou nie die einde van die wêreld nie. So goeiemôre en baie welkom. Wat wou jy gesê het, Maggie? Niks nie. Is jy seker? Nee, ek sit jou 'n bietjie op die spot. Moenie omdat Rian met aan die farmaseutiese bedryf met goed smokkel, dink ek moet alles gebruik nie, hoor. Goed. Van my kant af wil ek sommer begin om te sê baie dankie. Dankie vir almal wat ook in die afgelope klompie dae en aanbou en aanloop ook hier na die erediens of na die erediens, na die wat was dit nou gewees? Kuierfees, na die kuierfees toe. Ook gehelp het met al die voorbereiding en dankie vir almal wat Vrydag aand kom saam kuier het. So ek wil van my kant af vir julle almal sê baie dankie en dit was baie suksesvol geweest. En vir die van julle wat dalk wonder, julle kan sien 'n skoolvakansie. So die wegraping het toe nou wel plaasgevind, maar toe nou net as gevolg van 'n skoolvakansie en nie enigiets anderste nie, maar goed. Ek sê mos altyd, jy weet, as ek so met die eerste skoolvakansie kom en ek sien wie is hier, dan vra ek vir myself, vraag altyd af, is dit nou die saam met wie ek moet agterbly? Jy weet, so maar is alright. Tessa, raak jy ook so bekommerd as jy dan so 'n bietjie om jou en glad nie. Ek doen. Want ek ken party van julle heeltemal te goed. So van my kant af baie welkom aan almal vanoggend. Ek hoop jou ervaring en jou deelname saam met ons in die erediens is baie positief en mag ons ook vanoggend hier opnuut besef dat ons as kinders van die Here hier bymekaar is en dat hy ook in sy gees en in sy teenwoordigheid elkeen van ons lei en ons ook so versterk. Tannie Ada, staan jy okay daarbo so alleen? Ek weet nie. Roep my maar as dit 'n bietjie te stil raak, hoor. Ja. Ek is net so bang Tannie Ada sit so en dan sy so weggeraak en flip sy die hele tyd pannekoeke dalk so in haar gedagtes rondom dit. So van my kant af, goeiemôre, baie welkom. Kom ons begin met ons voorbereiding. Ons eerste lied wat ons gaan saam sing, ons doen dit staande, is Vonklied 167 met die breek van hierdie dag. En ons sing daarvan al 3 die strofes, waarna ons gaan bly staan in 'n gebed as ons toetrede lied. En ons gaan sing van lied 234, dit is die Abba Vader, Hemel of Abba Vader, Abba Vader. En dan gaan ons tussen die eerste en die derde strofe gaan daar ook begeleiding wees vir 'n gebed, waarna ons die seën van die Here gaan ontvang en ons dan ook gaan antwoord na die seën deur te sing van lied 265 daarvan al 3 die strofes. So kom ons begin met ons voorbereiding. Rig jou hart, jou gedagtes, jou eie menswees en jou teenwoordigheid vanoggend hier na die Here toe, bid dat hy deur sy gees jou sal versterk en bid dat hy jou ook in sy liefde en in sy genade hier sal vashou, sodat elkeen van ons vanoggend opnuut kan besef wat 'n wonderlike voorreg dit is as ons dan ook hier is. Ek kry daarom vanoggend 'n smile van Jacques af. Hy was Vrydag aand baie ontstel met die dominee gewees. Toe ek so vir die van julle wat so gesit het en 'n ou drukkie gaan gee het, elke keer as ek so vol skuim en nat water is, en toe hoor ek hy sê vir Emma na die tyd, die oom is baie stout. So Jacques smile daarom vanoggend vir my. So kom ons wees dankbaar, kom ons rig ons harte en ons gedagtes na die Here toe en ook so in die begin van ons erediens.
Almagtige Vader, wanneer ons in hierdie oomblik voor U kom stil word, is daar 'n dankbaarheid in ons hart, Here. 'n Dankbaarheid te midde van elke lag en elke traan. 'n Dankbaarheid te midde van vreugdes, maar ook so te midde van storms en onsekerheid. Want Here, ons weet, die belofte uit U woord en die seën uit U woord sê vir ons dat U met ons en by ons sal wees in alles en deur alles. En daarom kom ons ook vanoggend as 'n geloofsgemeenskap. En ons doen voorbidding, Here. Ons dra elkeen in U hand van liefde en genade op. Hulle wat nodig het om vertroos te word na die dood van 'n geliefde. Hulle wat nodig het om vertroos te word daar waar daar pyn en onsekerheid is. Ons bid, Here Jesus, in die besonder vanoggend vir die gesin van Dominee Jan Wilson, wat ook in die afgelope week oorlede is. Ons bid dit vir Jan en vir Bonite en hulle kinders en die res van hulle familie, ook in die liefde en vrede en genade sal omvou. Ons bid, Here Jesus, vir elke gesin wat iemand in die hospitaal het, wat dalk in 'n siekbed vasgevang is, waar daar onsekerheid is, waar daar twyfel is. Ons vra, Here Jesus, mag U lewende gewe krag en mag U lewegewende hoop elke oomblik en elke hartklop en elke asemteug met ons wees. En Here, daar waar ons vanoggend dalk hier met 'n benoudheid of 'n onsekerheid in ons hart hier by U is, vra ek, Here, dat ons met groot vrymoedigheid en dankbaarheid dit voor U troon kan kom neerlê. Ons bid, Here, dat U dit sal rustig maak in ons hart en in ons gemoed, en dat U ons sal toelaat om mekaar te kan sien soos wat U ons sien, Here. Dat ons hier deel in vreugde en liefde en dankbaarheid. Dat ons U huis, ons huis sal maak, Here. Dat ons sal stil word by die troon van U genade. En Here, ons noem U Abba, Vader, Hemel, Heer, want dit is wat U vir ons is. Hier by ons, met ons en saam met ons. Die woord van die Here gee vir ons die versekering dat daar waar ons is en daar waar ons gaan, is ons geanker in sy hoop en ook so in sy belofte. En mag jy dit vanoggend in hierdie oomblik ook opnuut so ervaar, dat jy hier hoor dat die Here deur sy Gees met jou praat en ook so in jou werk, en dat jy sal gevul wees met 'n innerlike vrede, 'n krag en 'n belofte, soos wat die Gees van die Here ook aan ons bring. Mag die liefde van God ons Vader, deur sy Seun, ons Here Jesus Christus,
en ook so deur die belofte van sy Gees met jou wees, saam met jou wees, en mag ons leef in sy vervulling. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees uit die woord van die Here. Ons gaan in die Ou Testament, in die boek Numeri, gaan ons met mekaar vanoggend saam lees. Hierdie is natuurlik ook deel van die Ou Testament wat maar handel oor die bepaalde voorskrifte en bepalings, en 'n mens sal dit ook baie duidelik agterkom dat hierdie gedeelte en veral in daardie eerste paar boeke van die Bybel waaroor die voorskrifte en die bepalings gaan, dit uiteraard nie net gaan oor wat ons moet doen en hierdie voorskrifte wat vir ons gegee word nie, maar natuurlik ook aan die hand van voorbeelde. En die mees belangrikste gedeelte is dat wanneer ons hier saam met mekaar dit lees en sien ons telkens, en ek wil vanoggend hierdie beklemtoon dat ek en jy dit hoor, sien ons telkens hoe God in sy verhouding met ons staan. En hoe hierdie verhouding en hierdie verbintenis sentraal in elkeen van ons se lewe is. So in aanloop of in opbou tot hierdie gedeelte, is dit baie belangrik dat ons iets sal verstaan, net so van die stukkie voorgrond, en jy kan dit gerus 'n bietjie gaan lees, in die vorige of in die hoofstuk wat ons saam lees vanoggend in Numeri hoofstuk 6, is daar die inleidende gedeelte, die voorskrifte wat handel oor die Nasireer gelofte. Ek moet nogal sê, toe ek nou in 'n stadium hierdie stukkie lees en voorberei, toe kom ek agter, ek het so half in 'n mate bietjie vergeet van hierdie Nasireer gelofte, en onmiddellik as jy nou sou dink, nou maar wat is dit, en jy gaan dink aan Samson, en jy gaan dink aan sy voorskrifte en die bepalings, en oor hoe sy lewe daarna moes uitsien, dan onthou 'n mens presies wat was die Nasireer gelofte gewees. Met ander woorde, die weerhouding daarvan om alkohol te gebruik, die bepaalde leefstyl, die lewe van offer, en dit is eintlik 'n baie interessante teks om net 'n bietjie weer te gaan saam lees en 'n bietjie in jou eie Bybelstudie in stilte tyd bietjie daarna gaan kyk. Hy sluit daai gedeelte in vers 6, vers 21, net voor die gedeelte wat ons gaan saam lees, staan daar, dit is dan die voorskrif, met ander woorde die bepalings vir 'n Nasireer, wat met die oog op hierdie Nasireerskap, met ander woorde met die oog op hierdie lewe en hierdie verbintenis tot God, 'n offer aan die Here beloof het, en afgesien van wat hy nog vrywillig wil bring. En daarom staan daar ook, jy moet noukeurig handel volgens hierdie gelofte wat afgelê is, en dit is die voorskrif vir die Nasireer. En nou die gedeelte wat nou net
na dit volg is ook 'n voorskrif, is ook 'n bepaling, en dit is wat ons nou vanoggend met mekaar gaan saamlees. Welbekende gedeelte, en jy sal dit ook dadelik herken as ons saamlees. In Numeri hoofstuk 6 vanaf vers 22. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, onthou hulle was nou deel van hierdie priesterlike familie wat die volk moes bedien en wat moes seker maak dat die voorskrifte van die Here aan die volk oorgedra word. Sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en hy sal julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en ook aan julle vrede gee. Streef hierdie aan, natuurlik in Numeri hoofstuk 6, daar in vers 24 tot 26. Mag ek en jy hierdie woorde vanoggend opnuut hoor? Mag ek en jy ook vanoggend hier ervaar, wanneer ons tot sover die skrif uit lees, dat die Here in sy liefde en sy genade self hier by ons teenwoordig is. En dan maar net weer eens 'n oproep en 'n herinnering. Jou geloof en jou verhouding met God vra van jou 'n toewyding, 'n verbintenis, 'n voorbeeld van jou uitleef en jou sigbaar maak. In aansluiting by hierdie seënbede voor die prediking, kom ons antwoord staande deur hierdie seënlied vir mekaar toe te bid, lied 268. Daar bestaan soms die geneigtheid onder ons om, wanneer daar 'n verandering in ons lewe kom, of wanneer daar 'n bepaalde nuwe wending in 'n mens se lewe plaasvind, of wanneer 'n mens hoop op 'n bepaalde verandering, maar in hierdie spesifieke oomblik, wanneer daar 'n verandering intree, 'n nuwe fase in 'n mens se lewe aanbreek, 'n weggaan in 'n mens se lewe aanbreek, dat ons as 'n stuk hoop en 'n bepaalde aansporing en 'n stuk versekering sal sê, maar die Here seën jou. Ons spreek die Here se seën toe oor hierdie verandering of hierdie nuwe fase. Deels daarin omdat ons die Here se seën en genade met ons wil saamneem. Deels daarin omdat ons 'n boodskap, 'n woord van bemoediging en aansporing vir iemand anders te wil gee. Soms doen ons dit ook in 'n poging om 'n stukkie bedaring te bring. Ons almal weet dat 'n verandering nou nie noodwendig iets is wat 'n mens altyd met al die toewyding en met al die ywer wat daar is omarm en sê ek sien kans daarvoor en ek is reg en ek is gereed vir dit nie, veral as 'n groot stuk van 'n onbekendheid daarmee gepaard gaan. Die Here seën jou. Een ding wat ons ook vandag moet besef,
En een saak in ons lewe wat ons ook moet besef is dat die Here se seën wat ons oor mekaar en ook vir te mekaar toebid, dra nie net die bedoeling dat dit op hierdie lewenspad of hierdie veranderende omstandigheid in ons lewe van toepassing is nie. Of die Here se seën word nie net toegebid om vertroosting of hoop te bring nie. Wat ek graag vanoggend wil hê ek en jy moet besef is dat die Here se seën ook nou reeds by ons is. As 'n mens 'n bietjie na die geskiedenis gaan kyk van die Israeliete, dan sien 'n mens dat daar 'n klompie gebruike was, dinge wat hulle gebruik het om vir hulle gemoedsrus te gee. So byvoorbeeld wanneer hulle as 'n volk dan nou op hierdie reis was, as hulle byvoorbeeld op pad was na Sion toe, dan was dit vir hulle verskriklik belangrik dat hulle die verbondsark by hulle sou gehad het, want hierdie verbondsark was die sigbare teken en herinnering van God se belofte en God se nabyheid by hulle. Maak seker dat hierdie hele aanloop, dit is, soos ek al 'n paar keer van tevore dalk ook al in 'n voorbeeld gebruik het, hierdie vakansiebestemming waarna toe ons op pad is, of hierdie toer waarheen ons op pad is, en ons weet dat daar 'n magdom beplanning en reëlings in dit ingaan, en ons wil seker maak dat ons, terwyl ons op pad is na hierdie bestemming toe, wil ons seker maak dat ons al die maatreëls wat ons in plek kon hê en moes tref, dat ons daardie nodige voorsorg getref het. Ons wil hierdie verbondsark, om hierdie goddelike teenwoordigheid in ons lewe te bevestig, wil ons met ons saamneem. Maar as 'n mens na hierdie gedeelte gaan luister in Numeri hoofstuk 6, met hierdie welbekende woorde, dan tref daar tog iets anders in mense gedagtes. Die verbondsark wat hierdie uiterlike en hierdie sigbare teken was, kan in elk geval nie van waarde wees as die God van hierdie verbondsark nie aanbid word nie. As die God van hierdie verbondsark se seën nie toegebid word nie. As die Here wat sy genade en sy liefde oor ons uitspreek, nie sentraal staan in ons lewe en ook so in ons lewenswandel nie. Die Here sal julle seën en sal julle beskerm. Hy sal tot julle redding verskyn. Hy sal julle genadig wees. Hy sal julle gebede verhoor en hy sal aan julle vrede gee. Dis tog elkeen van ons se hartsbegeerte. Dis ons hartsbegeerte dat ons lewe gevul sal wees met hierdie seën van die Here wat ons beskerm. Wat beteken hierdie beskerm? As 'n mens dalk bietjie teruggaan of dalk bietjie aangaan na die psalmdigter toe met die welbekende Psalm 23, selfs al gaan ek deur hierdie dal van doodskaduwee, sal die Here by my wees. Sy beskerming sal met my wees, maak nie saak wat die aanslag in hierdie lewe is nie, of dit geestelik, of dit emosioneel, of dit fisies is, of dit letterlik is. Die Here se genade en sy beskerming is die belofte wat oor my en oor jou lewe toegebid word. Die Here sal jou beskerm. En hierdie belofte, in hierdie gedeelte waar ons dit saam lees, maak nie saak wat die omstandighede van onderdrukking of verdrukking is nie, die Here sal jou beskerm. Want hy het 'n plan, en hy het 'n doel, en hy het 'n missie, 'n lewensdoel en 'n lewensdroom, ook vir my en vir jou. En dan hierdie beskerming loop uit tot die belofte wat sê, ek sal tot julle redding verskyn. Tot jou redding verskyn, by jou wees. Ek sal by jou wees al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek is nie 'n afwesige God nie. Ek is nie 'n God wat op 'n afstand staan en my verlekker of my verlustig in die uitdagings of die werklikhede wat jy voel te oorweldigend ook in jou lewe is nie. Ek sal tot jou redding verskyn en ek sal genadig wees. Wat beteken hierdie genade?
Wat beteken dit wanneer ons sê ons het genade ontvang? Die Here sê, ek sal nie aanhou om jou die sondes en die verkeerde dinge te bly toereken nie. Ek sal jou genadig wees. Selfs al word jy afvallig van my in jou geloof, selfs al is daar 'n twyfel en 'n onsekerheid, ek sal genadig wees. En in hierdie genade bring ek jou terug na my toe. Ek bring jou na my toe, ek omarm jou en ek omvou jou, sodat hierdie genade ewig in jou lewe sal wees. En ek sal julle gebede verhoor. Ek luister nie net nie. Ook in aansluiting by 'n gedeel van verlede Sondag se prediking, ek hoor jou. Ek sal jou gebede verhoor en ek luister na jou en ek is teenwoordig as die God van jou redding, jou hoop, jou antwoord, jou uitkoms. In jou lewenswandel het jy nodig om my aan te roep. In jou lewensreis wil ek jou mede-reisgenoot wees. In jou val wil ek die een wees wat jou verseker van my teenwoordigheid. In jou opstaan wil ek die een wees wat geloof en prys word vir die goedheid wat ek aan jou bring. Die Here seën jou. Maar wat ons ook moet verstaan, al kom hierdie opdrag van die Here aan Moses om dit vir Aaron en sy seuns hierdie priesterlike kommissie of samestelling te oordra of oor te dra en hierdie boodskap met hulle te deel in hierdie opdrag, is hierdie seën wat uitgespreek word deur hierdie priesters. Nie van krag of van waarde omdat dit uit die mond van die mens kom nie. Dit word 'n bevestiging van God se belofte. So sê die Here. So spreek God in my en in jou lewe. So is God kragtig teenwoordig met sy belofte en sy vervulling in elkeen van ons se lewe. Sê vir hulle, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. So moet julle hierdie woorde aan oordra en deel, want dis my belofte vir jou. Mag jy vanoggend opnuut ook hierdie belofte aanhoor. Die Here seën jou, beskerm jou. Die Here sal tot jou redding verskyn. Hy sal genadig wees. Hy sal jou gebede verhoor en hy sal aan jou vrede gee. Hierdie smagting na vrede. Hierdie smagting na berusting. Hierdie smagting, hierdie soeke na 'n aanvaarding. Hierdie smagting om tuis te wees, om God te beleef, om te ervaar, is ook deel van my en jou opdrag, van ons uitreik, van ons aanraak na mekaar. Reik uit en raak aan. Tree op as ligdraers in die woord van die lewe, om hierdie woord sigbaar te maak. Geliefdes, ek herinner julle telkens en oor en oor en oor daaraan. As gemeente, sê ons nie net Bybelversies op nie, as 'n gemeente memoriseer ons nie net hierdie gedagtes nie, maar ons leef dit. Ons maak dit sigbaar as deel van God se koninkryk. Jy sien, ons kan nie die seën van die Here vra as ons dit ook nie deel nie. Ons kan nie die seën van die Here ontvang en dit vir onsself hou nie. Net soos wat ons daardie nagmaalbeker en brood nie ons eie kan maak nie, gee dit vir mekaar aan, so gee en deel ons hierdie goddelike seën met mekaar. So omarm ons mekaar, so omvou ons mekaar in liefde. So het ons in begrip 'n verhouding en 'n koneksie met mekaar. Die Here seën jou. Die Here bewaar jou. Hy beskerm jou. Dis die kernwaardes van ons lewensreis. Dis die kernwaardes van ons lewenswandel. Maar anders as om te dink dat ons hierdie seën net nodig het wanneer ons dalk op pad is iewers heen. Of dalk wanneer daar 'n verandering in ons lewe is, wil ek vanoggend met jou deel dat jy hoor, daardie seën is reeds hier. Soms ook net in die stilte.
in die ontvanklikheid van die oomblik, sonder 'n bepaalde doen, net met 'n verbintenis in jou hart en gedagtes. God se seën tree nie eers in werking wanneer ons op pad is iewers heen nie. Dis reeds hier. Daardie goddelike belofte is reeds hier. Omvou dit en maak dit ook joune. Mag jou lewe getuig van hierdie verbintenis. Mag jou lewe 'n getuienis wees van Here, ek hoor, ek ontvang en ek deel. Mag hierdie lewe 'n getuienis wees van dis die waarde van u belofte vir my. Te midde van alles, te midde van elke aspek van ons bestaan. Ons is nie net op pad op hierdie reis na Sion of die bestemming toe, en daarom moet ons alles kompakteer en in plek kry, want dit bring die versekering dat God by ons is nie. God se seën is nie vasgevang in 'n uiterlike teken soos 'n verbondsark nie. Dis vasgevang in die belofte van sy genade wat alomteenwoordig in elke oomblik en in elke aspek van my en in jou lewe teenwoordig is. Hoor jy dit? Ervaar jy dit? Hoor hierdie woord en maak dit ook joune. Ontvang dit wanneer jy hier is saam met jou geliefdes, saam met jou kinders. Ontvang dit te midde van hierdie stormagtigheid wat dalk in jou hart en in jou gedagtes woel en ronddwaal. Die Here seën jou. Dalk het ons afgestomp geraak vir hierdie woorde. Dalk het ons afgestomp geraak omdat ons voel dat die Here partykeer deur mense misbruik word. Die Here seën jou wat op bordjies en plakate op plekke aangebring word in 'n poging om dalk op 'n manier bietjie met jou gedagtes en jou hart en jou geloof te smokkel. Om half so 'n bietjie 'n stukkie manipulasie op jou toe te pas. As jy gee dit met toewyding en met oorgawe. As jy dit gee en wanneer jy dit doen, dan gee jy dit in die hande van God en jy weet dat die Gees die werk moet verrig. As die seën van die Here vir jou beskore is en gegee word, ontvang jy dit en jy deel dit en jy leef dit en jy maak dit sigbaar. Jy maak dit ook joune. Want dis hierdie belofte. Ook op ons lewensreis. Of dit vanoggend is, in hierdie oomblik, later vandag, dalk in die nuwe week, dalk oor 'n maand of 'n jaar, of daar 'n verandering in ons lewensbestemming aanbreek, of daar 'n verandering in ons lewenskoers aanbreek, of daar geen verandering aanbreek nie, want ons lewenskoers is reeds deur God vasgestel en bepaal en ons is elke dag op hierdie lewenskoers besig. Leef ons dit in die midde van die seën van God se genade. En mag jy hierdie seën ervaar, sodat die Here jou sal seën en jou sal beskerm, dat hy tot jou redding sal verskyn en ook aan jou genade sal bewys. Want die Here sal jou gebede verhoor en hy sal ook aan jou vrede gee. Daardie vrede wat hierdie innerlike kalmte en hierdie rustigheid en hierdie ontmoeting met ons Skepper bewerkstellig. Die Here seën jou. Mag dit vir jou meer as net woorde wees. Mag dit vir jou 'n goddelike ontmoeting beteken. Mag dit vir jou genade beteken. Mag dit woorde wees wat jy hoor, wat opnuut aan jou lewe 'n vashou plek kry. Mag dit die woorde wees wat jy spreek, ook oor ander, te midde van baie vrae en onsekerheid en worsteling, en selfs 'n soeke, wanneer ons vind, of ondervind, dat ons dit dalk nog nie gevind het nie. Die Here seën jou. Die Here bewaar jou. Die Here beskerm jou, oral waar jy gaan. En hierdie genade hoor ons ook op soveel ander plekke in die woord van die Here.
In hierdie Ou Testamentiese teks in Numeri 6 hoor ons dit. In die Korintiërsbrief in die Nuwe Testament, daar in 2 Korintiërs 13, vers 13, hoor ons die genade van die Here Jesus Christus. En die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Dis die belofte van sy liefde op ons lewenspad. Dis die belofte van sy seën oor ons lewe. Dis die belofte van sy genadige teenwoordigheid in ons lewe. Dat die Here ons sal seën en dat hy ons sal veilig hou. In ons inkoms en ook in ons uitgaan. In ons hier wees en ook in ons weggaan. En ons saam wees en ons stil wees, maar ook in ons weggaan en ons praat met mekaar, sal die Here ons seën. Dis die teken en dis die belofte van sy genade. Dis die teken en dis die belofte van sy liefde vir ons. In lewensveranderende omstandighede. In eenvoudige omstandighede. In dinge wat ons gedagtes oortref, maar ook so binne die ruimte van dit wat ons verstaan. In ons jonk wees, in ons klein wees, in ons onskuld, in ons foute, in ons groot word. In ons struikel en ons val, ons opstaan en aangaan. Die Here seën ons. Maar mag ons die waarde vandag opnuut besef van hierdie goddelike seën. Van hierdie belofte. Nie net woorde nie, maar 'n bevestiging van God. Ek is by jou. En mag ek en jy dit maar net ontvang. Mag ons dit die deel, mag ons dit ons eie maak, mag ons dit verkondig. Mag ons daarin leef. Die Here seën jou. Hy sal jou beskerm en hy sal tot jou redding verskyn. Hy sal genadig wees, hy sal jou gebede verhoor en hy sal vrede gee. Ontvang dit, deel dit en verkondig dit elke oomblik. Amen. Terwyl jy net so bly sit, kom ons bely ons geloof in die drie enige God, waarna ons antwoord deur te sing van Vonklied 309. En terwyl ons ook in hierdie oomblik bewus word van God se teenwoordigheid, ervaar ons elke oomblik dat hy self met ons, saam ons en by ons is. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. Ons glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God verwek, nie gemaak nie en een in wese met die Vader. Deur wie alle dinge ontstaan het en wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, wat vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, en wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, wat gelei het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het volgens die skrif, en wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, en wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. Ons glo in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene Christelike kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot die vergifnis van ons sondes, en ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen.
Geliefdes, kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan ook so in sy vrede, maar dit wat ons ontvang, gaan deel ons ook uit. Mag die liefde van God ons Vader en die belofte van sy kragtige teenwoordigheid in die naam van sy Seun Jesus Christus ons Here en ook so deur die belofte van sy Gees ons omvou, ons omarm, ons beskerm, ons lei oral waar ons gaan. Amen. Ek moet vir julle sê, ek wil dan vir ons orgelis sê baie dankie, want dis die eerste keer wat sy die seënbede is wat ons nou sing tydens 'n erediens vir ons so doen, and you've done well. Jy kan volgende Sondag weer kom, hoor. Van my kant af baie dankie vir almal van julle wat ook vanoggend saam met ons deel was van die erediens. En my gebed is ook dat ons vandag hier in ons saam wees, maar natuurlik ook in ons weggaan, altyd die teenwoordigheid van ons Here Jesus mag ervaar en dat ons ook so sy vrede elke dag ontvang. Jan, Bonita, vir julle as 'n gesin van ons as gemeente se kant af, baie seën en baie sterkte ook in hierdie
komende week wat voorlê. Jan se pa, Dominee Jan Wilson, daar in Klerksdorp, is in die afgelope week oorlede. Ons bid vir julle as 'n gesin en familie ook baie seën en sterkte toe, en mag julle ook sy vrede en sy liefde ook in hierdie tyd ervaar. Ek weet dit is maar 'n lang en 'n moeilike pad gewees met baie op- en afdraandes, maar ek bid ook dat julle vertroosting sal vind, en ek weet ook in sy lewe was hy absoluut verbind aan die Here, en ook so in sy verkondiging en sy betrokkenheid in die gemeentes waar hy was. Ek was 'n klein seentjie toe ek vir Dominee Jan Wilson daar in Neserhof gemeente, as ek saam met 'n vriend van my wat in daai kerk was gaan kuier het. So ek het hom daar letterlik as 'n laerskoolkind het ek hom ontmoet, en latere jare het Jan hulle ook hier as lidmate by ons in die gemeente ingeskakel. So ons bid vir julle baie seën en sterkte toe. Van my kant af, vir een en elkeen van u, oom Chris, baie sterkte met die herstel. Oom Chris was ook vir so 'n paar dae in die hospitaal gewees. Ons is dankbaar, dit gaan al beter, en ons glo en vertrou ook, dit gaan sommer van hierdie oomblik af net nog soveel beter gaan, en sterkte ook so vir oom met die herstel wat voorlê. Dan ook so Dani van der Merwe, Joshua Jansen van Nieuwenhuisen, wat ook in die afgelope week weer daar by die hospitale draai gemaak het, en dan ook so Chris van der Merwe. Ek dink ook in die besonder aan Sonja Willemse, wat herstel nadat sy weet ek gaan dit so tong in die kies hê, dis hoekom ek die fiets ry nie, want jy kan afvoeter van 'n fiets af. Maar Sonja het 'n bietjie van 'n ligte onder onsie gehad met haar bergfiets of die padfiets waarmee hulle ry, en dan ook so aan almal andersins wat ook dan die Here se genade en liefde nodig het, wat ons mekaar toebid, en mag julle ook almal baie seën en volkome herstel saam met mekaar ontvang. Gemeente, kom ons kyk gou na ons verjaarsdae vir hierdie komende week, aan almal wat vandag en ook so in die week verjaar van môre af, die 6de Oktober, is dit Cindy Horren. Ek wil sommer in die besonder, ek is my bly ek sien, ek wou seker iemand se naam vergeet, Cindy se ma Amelia, het ook 'n knievervangingsoperasie ondergaan die afgelope week, ek dink dit was Dinsdag gewees, so vir Amelia ook baie seën en sterkte met die herstel wat voorlê. Dan die 7de Oktober, Colin Turner, en dan Christian Vensen. Christian, baie geluk ook met jou verjaarsdag. Is dit jou 26ste, 27ste of 32ste een? Jy mag jy hardop sê, nie moenie bekommer nie. Solank jy net bietjie ouer as ek is, Christian. So dan ook die 8ste Oktober, Chrisella Krause, en dan ook Amelia Smit se 15de verjaarsdag, en dan die 10de Oktober, dis wanneer ons nou veronderstel is om te begin reën kry, verstaan ek, verjaar Kobus Swanepoel. Is dit al die verjaarsdae of is daar nog? Dis al die verjaarsdae. Ek herinner julle ook maar net weer eens, as daar dalk miskien 'n verandering in inligting, kontaknommers, of as jou verjaarsdag dalk nie op die bord verskyn nie. Dit gebeur partykeer dat daar so 'n bietjie 'n administratiewe foutjie of iets inglip, dis nie doelbewus nie, maar maak asseblief seker dat al julle kontakbesonderhede en inligting op datum is. Dan kondig ek sommer nou ter wille van ons kinders, want dit is daai heel eerste Woensdag nadat die skole begin het, al die graad 10s en 11s en 12s vir volgende jaar, vir 2026. So met ander woorde, as jy nou graad 9, 10 en 11 is, nooi ons julle, hier is 'n gesprek wat op Woensdag die 15de Oktober hier by ons by die gemeente plaasvind. Anneke de Pre is ook 'n persoon wat spesialiseer in loopbaanontwikkeling vir kinders. Ons fokuspunt is spesifiek graad 10s en 11s en 12s, maar daar is enige hoërskoolkind of selfs van ons laerskoolkinders wat dalk al 'n bietjie saam met julle ouers wil kom hoor, as jy 'n bietjie 'n droom of 'n gedagte en 'n ideaal het. Ons het vir Anneke wat daardie 15de Oktober die Woensdag dan ook hier by die kerk. Dis ook deel van ons konneksie. So ek vra julle ook nooi sommer gerus familie en vriende. Dit is 'n gratis geleentheid om dan ook 'n bietjie ons kinders en ons jong mense te kom help met hierdie gedeelte. Selfs al is daar, ek sê nou graad 10s, 11s en 12s, maar as daar enige jong mense is wat studeer of wat dalk miskien 'n bietjie wil besluite neem of bietjie hulp of raad nodig het, is julle welkom om daai dag met Anneke te kom gesels ook in haar aanbieding hier. Vir die van julle wat dalk op die jeugdige ouderdom van 64 dalk besluit om jou beroep te verander, kom praat sommer maar net met my. Ek dink ons kan so binne 5 minute kan ons besluit dat dit dalk nie nou te heeltemal noodsaaklik sal wees nie. So van my kant af is dit en baie dankie. Dankie vir almal van julle wat ook Vrydag hier kom saam kuier het met ons lente kuierfees. Dit was baie lekker geweest. So vir die van julle wat wonder of ek gepraat het oor krikke of 'n rolstoel of 'n whatever ook al, dit is omdat ek regtig toe nou as 'n 26-jarige so 76 keer hier op die slip en slide saam met die kinders af is. En ek voel geen ongemak nie. Julle hoef glad nie te bekommer.
Weet jy wat, jy is nou klaar gefire, jy hoef nie eers volgende Sondag terug te kom nie. So baie dankie, dit was regtig baie lekker, dankie vir almal se hulp en julle tyd en julle insette. Ons sien mekaar DV volgende Sondag, laaste afkondiging net van my kant af, hierdie week is dit ons 3-jaarlikse algemene kerkvergadering, wat dan van môre af gaan plaasvind. So as jy my sou kontak, of dalk 'n boodskap stuur, en ek gaan dalk nie noodwendig dadelik kan antwoord of reageer nie, of as dit 'n noodgeval of 'n krisis is, stuur maar vir my net 'n boodskap, want die vergadering is 'n redelike vol dag, en ons begin Maandag, en dit is dan tot Vrydag toe. Die slegte ding daarvan is natuurlik, dat ek nou nie saam met Johan ons gebruikelike Chamberlain koffie kan gaan drink op 'n Dinsdag nie, so ek sal maar moet bel en kyk of ons dalk 'n aflewering kan organise wat dit betref. So van my kant af, vir julle almal 'n baie mooi week, veilig wees. Ons sien mekaar DV volgende Sondag. Mooi bly.